Ek wil vanmôre met u 'n woord deel. Ons is besig om te praat oor gees, siel en liggaam en nou ek wil nou net laat ons almal die net op 'n paar kom met waar ons is. Op 'n stadium het ons begin praat oor die wat sal ons nou maar sê, kom ons stel dit nou in eenvoudige taal, die triks wat die siel baie keer uithaal. En toe het ons gepraat oor sulk, né, onthou julle? En daar's nog 'n paar goed wat ek wil doen, so ek het nie vergeet van daai nie, maar ek het ek glo die Here evolve die ding soos wat hy wil hê. Jy weet, die Here het regtig hierdie week vir my hierdie woord gegee. Toe ek was in Pretoria vir 'n begrafnis en terwyl ek daar was toe in die hotel toe gee die Here regtig my die woord. En so ek glo die Here wil ons pad rig sodat ons op die regte manier hierdie oorwinning kan behaal. Die oorwinning oor ons siele. Amen. So en dan het ons 'n ander deel ook behandel wat ons so 'n paar sessies van gedoen het. Een gedoen het ten minste. En dis oor die ons het laasweek gepraat oor om te wag of ja, nie net wag nie, maar die anchoring of the soul, né? Die anker van die siel en dis 'n hele paar goed op sy eie. Daar's so baie in die woord. Die woord van God is so ryk. Is so ongelooflik ryk. En is asof die Here net so spatseltjies gee op die oomblik. Ons het 1 week daaroor gedoen en ons gaan terugkom. En dan vandag is nou weer miskien 'n derde faset in hierdie deel wat ek glo die Here ons wil rig en ek dink nie luister mooi, ek dink vanmôre gaan miskien in 'n sin 'n moeilike woord wees, maar jy moet die goed gaan oordink. Ek gaan dit vir jou stuur vanaand, soos kan, of die deel waarby ons gaan kom as ek dit moet sny. En dan moet jy dit gaan bepeins, dit oorgaan, dit weer luister, want laat dit in jou hart kan val, en ek gaan vanmôre betreklik skrifte met u deurgaan, en daarom wil ek nie myself weer rush nie, want gewoonlik as ek by so 'n punt kom, dan raak dit soos 'n weghol-trein, en dan na die tyd, dan dink ek wou nog dit gesê het, ek wou nog dit gesê het. So, in die rugby sê hulle altyd, ons het baie punte op die veld gelos. Nou, ek wil nou nie vandag punte op die veld los nie. Ek wil dit alles met u deel in my hart is. So kom ons gee ons volle konsentrasie en so aan, en gaan weer terug en maak hierdie woord ons eie. Die Here bring en sy woord bring skeiding tussen siel en gees, en sy ingeplante woord is in staat om ons siele te red. Dis die plan van saligheid en verlossing wat die Here vir ons het. Dit is nie net dat Christus aan die kruis gesterf het en sy bloed gestort het, sodat ons sondes kan bely en dan gaan ons hemel toe nie. Dis 'n verskriklike afgewaterde evangelie. Die Here wil hê ons, dis gelees vanoggend, gees, siel en liggaam. Gees, siel en liggaam gered word. So as jy in jou gees wedergebore is, dan wil God hê jy moet jou siel tot redding bring. En jy bring dit net op een manier, en dis deur sy ingeplante woord. En dan wanneer Jesus kom, sal ons liggame mee gedeel word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, sal ons verander word en hierdie sterflikheid sal met onsterflikheid oorkleed word. En hierdie verganklikheid met onverganklikheid. So, die dood is eintlik niks. Jy weet, ons song is, dood, waar is jou angel, doodryk, waar is jou oorwinning. Die dood bestaan eintlik nie, want Christus is die lewe. En hierdie kant van die graf, mense wat sterwe, jou geliefdes, ons is jammer en ons huil en ons neem afskeid van hulle en al die goed. Maar ons oorwinning is, die doodryk het nie meer 'n oorwinning nie, want daar bestaan nie dood vir ons nie. Ons lewe gaan dit aan. Dit is eintlik so amazing, dit is eintlik so fenomenaal. Daar's nie dood vir ons nie. Christus is die lewe.
Hy is die opstanding en die lewe, hy is nie die dood nie. So ons is so uitgedos vir oorwinning. So voorberei vir oorwinning, dat dit net nie waar is nie. Nou goed, kom ons kyk na Psalm 139. Psalm 139. Ek wil vanmôre met u praat oor die wete van die siel. Die wete, daar is kennis wat die siel moet opdoen. Daar's goed wat hy moet geleer word. Die siel. As hy agter die voorhangsel moet geanker wees aan hoop, kan jy onthou laasweek, dan is daar sekere goed wat die siel geleer moet word en wat hy moet weet. En dis verskriklik belangrik. En daarom ons het 'n liedjie gespeel toe ons nagmaal uitgedeel het. Ek hoop jy het geluister. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Ons leef in 'n wêreld van wetenskap. En die wetenskaplike sê vir jou, alles moet bewys kan word. Alles moet bewys kan word. OK, so kom ons gaan kyk wat sê die woord van die Here. Psalm 139. U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan, u verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan in my lê en u is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here u ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor en u lê u hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my. Te hoog, ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, u is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke, en my siel weet dit al te goed. Sê gou weet. Engels sê, and this my soul knows very well. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Die oë die omgevormde klomp gesien en in die boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand, word ek wakker, dan is ek nog by u. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Onthou hierdie liedjie wat ons jare lank in die kerk gesing het. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. OK, ek is wonderbaar gemaak, vreeslik wonderbaar, en my siel weet dit al te goed. Nou, soos ek gesê het, ons het laasweek gepraat oor die anker van die siel, en een ding wat baie nou of ten nouste saamgaan met dit, is die wete van die siel, as ek dit so kan noem, die wete van die siel. Die siel moet vasgemaak word met wete, kennis. Ek gaan dit nou verduidelik. Met ander woorde, daar's sekere dinge wat hy moet leer, en daardie dinge moet die wyse word waarop hy werk. Luister mooi, daar's sekere dinge wat die siel moet leer, en dit moet die wyse word waarop hy operate. Dit help nie net, ons leer die goed, maar dit verander ons nie. Ons operate nie. Daar's baie dinge wat kinders van die Here weet, maar wat hulle siele nie leef en hulle dus nie doen nie. Daarom is die woord van die Here so intens daaroor dat ons daders van die woord moet word. Daders van die woord. Ons weet baie dinge, maar dit is nie die wete wat ons lewe, ons denke en so aan verander nie. Wanneer stres en probleme kom, doen ons nog steeds dinge en leef ons weer asof hierdie goed nie bestaan nie.
Wanneer stres kom, wanneer die tekkie die teer slaan, dan, wat is daai woord wat Alwyn altyd gebruik het daai in? Wat? Default, ja, rekenaarwoord. Ons default terug. So jy kan al die goed leer, en jy kan elke week onder 'n preek sit. As jy dit nie in jou siel bring en jou siel, jou denke verander word nie, in die dag van krisis, default jy terug na wat eintlik in jou is. OK? Ek het al baie gehoor, iemand sit in die huis, dan ewe skielik kan kry nie sy vrou nie. Dan dink hy, o heerlikheid, is hy nie dalk weggeraap nie. Dalk nou net is die wegraping terug. Jy verstaan wat ek meen? Jy default terug na wat eintlik in jou is, as jy nie jou siel, jou denke vernuwe en jou siel seker goed leer. En hierdie goed, ons gaan die woord weet vandag swat. Weet, die woord weet, daar's 727 verwysings in die Bybel na weet. Nou, ek gaan nie almal vandag doen nie. Weet, die woord weet. Met ander woorde, ons praat van kennis. Nou, dit wat jy weet, gebruik ons die woord kennis voor. Ons gebruik nie dit as kennis wat jy op 'n universiteit of 'n plek opgedoen het nie. Die kennis is die wete wat die wete van die siel. Goed. Waar kom die verskil in hoekom ons terug relate, nie verander word nie en ons in 'n krisis relate jy terug. Die probleem is, ons weet dit met ons verstand, of ons het dit iewers gehoor, en dalk net 'n mental aanname daarvan aanvaar. Maar dit het nie die diep gewortelde kennis geword wat ons denke en ons optrede verander nie. God is looking for change. OK, God is op 'n plek wat hy sê, as julle nie verander nie, kan julle nie die koninkryk van God ingaan nie. Ongelukkig het ons van daai vers gemaak, jy kan nie hemel toe gaan nie. Dis baie ver nog voor die hemel. Jy kan nie die koninkryk, die heerskappy van God in jou lewe realiseer as jy nie verander nie. Jy nie verander nie. Goed. Die probleem met hierdie tipe van wete, met ander woorde verstandelike aanname ensovoorts, is dat jy in die tyd van krisis terugval op wat vir jou lewenskennis is. En dis gewoonlik die maklikste uitweg, of dit vra die minste van jou. En die gevolg is, luister mooi, dat jy optree soos 'n double-minded man. Double-minded man, ek gaan nou vir die skrifte wys, wat een ding bely, maar in die krisisuur oorslaan na 'n ander stel belydenisse toe. Nou ek gaan vir die wys wat sê die woord daarvan, Jakobus 1. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Barry nou in sy gebed toe sê hy, die Here wil ons beproef. Nou hoekom wil God ons beproef? Wat word beproef? Ons geloof word beproef. Hoekom? Sodat hy kan sterker word, sodat God ons met meer kan toevertrou. Sodat ons meer kan groei na die beeld en gelykenis van sy seun. Want ergens moet ons by die einde uitkom. Ergens moet ons die werk klaarmaak. En ergens moet ons by die finish uitkom. En dis wat die finish behels in die area van die redding van die siel. So dis hoekom God ons geloof beproef. Hy wil ons met meer kan toevertrou. Julle verstaan? Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, die proses moet klaarmaak, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Luister mooi, volmaak, sonder gebrek en in niks kort kom nie. Hoekom het ons nie 'n impak in die wêreld vandag nie? Want die kerk kom tot by 'n punt en dan val hy terug. En die wêreld sê nee, hierdie ouens is nie verander nie. This gospel can't change a man. As dit is hoe die kerk lyk en die gospel verkondig, dan sien ek nie verandering nie. OK, kom ons lees 'n bietjie. Ek wil net gou vir die een of twee vertalings van hierdie skrifte lees. Die Engels praat van een vertaling het 'n opskrif Testing of your faith. The testing of your faith. Consider it nothing but joy, my brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Be assured that the testing, trial proving of your faith,
through experience produces or brings out endurance, steadfastness and patience, leading to spiritual maturity and inner peace. Dis mooi goed, ek gaan vir hierdie goed stuur, dan kan jy al die moontlikhede en goed mooi deurkyk. Because you have the knowledge that the testing of your faith gives you the power of going on in hope. Dis mooi, né? Skakel mooi in by wat ons laas gesê het, die BBE vertaling. Because you have the knowledge that the testing of your faith gives you the power of going on in hope. Vers 4, and let endurance have its perfect result of full play, and do a thorough work. Don't try to get out of it of anything prematurely, so that you may become mature, perfectly, fully and completely developed in your faith, with no defects, not deficient in any way, lacking in nothing. So die real deal gaan eers kom deur beproewing. Sê gou amen. Dis waar, né? Wat sê Woest? Hy sê, knowing experientially that the approving of your faith, that faith having been put to the test for the purpose of being approved, daar sê, and having met the test, has been approved, produces a patience which bears up and does not lose heart or courage under trials. Producing a patience which does not lose heart or courage under trials. Ander woorde, God wil ons so kliphard gevorm hê, dat niks ons kan afkry nie. Verstaan wat ek wil sê, né? Dat niks, met ander woorde, dat ons werklik die lig vir die wêreld kan wees. En vir die wêreld kan sê, come let us teach you our ways. Kom laat ons jou leer, hoe doen jy dit? Want ek wil vir u sê, die wêreld is in dire stryds. Daar's oplewings hier en daar en so aan, maar jy kan nie jou hoop in die wêreld sit nie. Jy kan nie meer jou hoop in die geld van die wêreld sit nie. Jy kan nie meer jou hoop in die leiers van die wêreld sit nie. Daar's net niks in hierdie wêreld wat my en jou meer behoort te trek nie. Ons enigste ding moet wees die ankering van ons siel agter die voorhangsel. Jesus Christus is die enigste ding wat jou in hierdie dag kan standhou. Enigste persoon, niks anders, niks anders. Is vir my te goed. Jy weet, is interessant. Jesus sê 'n ding, hy sê wanneer hulle sê vrede en veiligheid, oorval 'n skielike verderf hulle. En hoe kom dit in hierdie dae? Daar's konferensies wat die naam dra vrede, dis 'n vrede en veiligheidskonferensie. Dis op die lippe van almal, dis wat al die leiers vandag promote en alles, vrede en veiligheid, en die een gesprek na die ander, die een ding na die ander. En hoe meer hulle dit doen, hoe meer beklei die ouens. Nou die dag klap Pakistan en dinge sommer mekaar, die bure. Sommer 'n nuwe oorlog. Nooit eers gesien kom nie, sommer ba. Daar's dit. En toe praat hulle van kernwapens. Ouens, as hulle begin kernwapens uithaal, is ons in die moeilikheid. Sommer net so 'n nuwe oorlog. Hoe meer hulle traai die mense beskaafd raak, hoe meer barbaars raak hulle. Hoe meer hulle vrede en veiligheid uitroep, hoe nader kom die skielike verderf. Die wêreld het nie die antwoord nie. Die wêreld het nie, en ek like om die politiek te volg, dit is my interessant, maar ek volg hom met my oog op die woord van die Here. So, is baie great. Okay, Jakobus 1 vers 5, kom ons gaan nou aan met Jakobus. Hy het nou gepraat van hierdie proving of your faith en alles. Vers 5, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar, sê gou maar, hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, ander woorde, hy wat in die geloof bid en nog steeds twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Want die mens, die ou wat sê hy kom in die geloof, en al die regte klanke maak, en al die faith confessions het en alles, maar as die tekker die teerslaan, twyfel hy.
Die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Dis crazy. So 'n dubbelhartige man, double-minded man, onbestendig in al sy weë. Die Engels sê, a double-minded man, unstable in all his ways. As jou mind double is al jou ways unstable. Sê gou ja, pastoor. Ek hoor jou, ek wil jou nie hoor nie, maar ek hoor jou. As jou mind double is, as jy nie jou mind kan opmaak nie, is jou hele lewe onstabiel. Weet jy wat, hulle behoort eintlik, ek dink baie keer oor hierdie goed, dan wens ek het 'n scanner gehad. Soos 2 jong mense wat wil trou, né? Ek wil hulle voor die tyd scan, en as die scanner sê, double-minded, dan wil ek vir die auntie sê, jy beter hol. Monique, check hom uit, hoor. Check hom uit. Julle verstaan wat ek wil sê, dis die reëls van die lewe. Nou wat is die kruks van die saak? God het gesê, ek kan nie vir 'n double-minded ou iets gee nie. Ek kan nie vir 'n ou wat die een oomblik sy mind daar is, en die ander oomblik soek hy onder die druk, ek kan nie vir so 'n ou iets gee nie, want so 'n ou gaan met dit wat ek hom gee, met my heerlikheid en met al hierdie goed, hy gaan dit verwoes, want vandag is hy hier, môre is hy daar. Is nogal kwaai, né? Ok, ek wil nou met u deurgaan en bietjie praat oor die aspekte. Gee my gou daai opskrif asseblief, Amelia, die aspekte van kennis en die verwerwing daarvan. Met ander woorde, as ons nou kennis praat, is dit van wat die siel moet weet, né? Die weet, daai kennis wat jy moet kry en hoe verkry jy dit en so aan. Ek wil 'n bietjie gedagtes deel oor dit en ek gaan nou, ek dwing myself nou om stadig te gaan. Ek gaan ergens afsny en dan moet u self reghou vir volgende week. Laat ons net kan aangaan. Ok, daar's verskeie aspekte van die werwing van kennis. Die eerste een, kyk gou hierdie stelling, die kennis wat ons siel moet hê, luister mooi, die kennis wat jou siel moet hê, berus op die alwetendheid van God. Ok, ek praat nie van kennis wat 'n universiteitsprofessor jou gee nie. Dit het jy nodig vir jou loopbaan ensovoorts, maar die kennis wat ek van praat, wat die siel moet onderrig word, en waar volgens hy moet operate, is die kennis van God en die woord, en berus op die alwetendheid van die Here. Daar's geen plaasvervanger vir dit nie. 1 Johannes 3:20, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Hy is meer as ons hart, hy weet alles, ek kan met hom werk, kan met sy kennis werk. Matteus 6, al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, selfs in jou daily provision. Lukas 11, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer weet die Here dat jy die Heilige Gees moet hê. Hallo? As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Nou wat ek nou my stelling wat ek bedoel het. 'n Universiteitsprofessor kan vir my kom sê, die Heilige Gees is oudtyds. Ons het hom nie meer nodig nie, daai goed bestaan nie meer nie. Wat ook al, God se kennis sê, ek het die Gees van die Here nodig. Ek het die Gees, met ander woorde, my siel moet weet, jou operating instructor, wat is die Gees van die mens nou, en die een wat daai Gees beheer, en wat hom order, is die Heilige Gees. Jou siel moet dit weet, sodat jou siel nooit, ek wil gou 'n woord sê, dit kom nou in my mind op, ek gaan dit sê, as jy nou nie like jy, sorry, maar, jou siel mag nooit bokback trek nie. Ken julle daai woord? Skies, dalk is dit 'n lelik woord, ek weet nie, maar ek kom net, dit is dalk 'n Namakwalandse woord, Henning.
klink so half soos jou siel mag nooit skeef trek, want die gees van die Here is die een wat in beheer moet wees. Dis die wete, dis die kennis wat jou siel moet hê. Nou ouens, nou later, my laaste punt van hierdie hele preek, 15 bladsye daarvan. My laaste punt gaan oor die toppunt van kennis, is die omsit van kennis na lewe toe. Lifestyle. Kennis becoming lifestyle. En dan gaan ek vra, direkte vrae. En ek wil nou vir jou 'n voorbeeld gee. As jy dit nou vanmôre weet, word dit weerspieël in jou lewe. Lewe jy 'n lewe wat onderworpe is aan die absolute leiding van die Heilige Gees? Jy sien, dis waar ons wil uitkom. Dis wat die siel gaan regkry. OK, Johannes 21 vers 7. Petrus, né? Hy vra hom die derde maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? Petrus word bedroef en hy derde maal vra en hy sê vir hom, Here, U weet alles. U weet alles, U weet dat ek U liefhet. So, U weet alles, dis maar net so. So, die alwetendheid van God is die maatstaf of vir dit wat ons siel leer. Ons stel nie belang om vir ons siel die kennis van hierdie wêreld te leer nie. Dit kan nie sy werkgewer wees nie. Dit kan nie sy way of operation wees nie. Nommer 2, ander bron van kennis is jy en ek het ons eie recorders in. Is dit waar? Jy het jou eie recorder in. Ek gaan vir jou skrif lees as jy nou verstaan wat ek bedoel. Prediker 7. Jy moet ook nie let op al die woorde wat die mense spreek nie, sodat jy nie hoor dat jou dienaar jou vloek nie. Check nou hierso, want jou eie hart weet ook van baie gevalle dat jy self ook ander gevloek het. Vloek is nou miskien 'n streng woord, jy verstaan wat hy bedoel. So, jy het jou eie recorder in nou, Pel. Ek gaan nou vir u wys, sekere goed wat God aanneem ons weet. Wat aangeneem word wat ons weet. Hoekom? Ons het self 'n recorder in. Dit help ons hou ons self heilig en sê ek het nog nooit sleg van iemand gepraat nie. Se lieg. Sorry. Maar julle hoor wat ek wil sê. Jy weet. Jy weet mos man, jy weet. So jy het 'n recorder in jouself. Dis 'n bron van kennis vir jou siel. Jou siel weet wat jy al gedoen het, ou Pel. Is dit waar? OK. Die derde een, dinge wat jy weet deur die lewe, deur jou kultuur ensovoorts. Is maar net soos wat ons lewe saam met ander mense. Markus 13, leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. Dis interessant. Jesus vat hierdie goed wat julle weet en dan bring hy 'n geestelike les daarbey. Nee, dan praat hy van die vyeboom wat bot en so en wat dit beteken geestelik. Lukas 12, gefeinst is die voorkoms van die aarde en die lig, weet julle te beoordeel. Ander plek sê hy as dit rooi is in die aand ensovoorts. Maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? So met ander woorde, daar sekere dinge wat God weet ons deur ons kultuur of wat ook al hoe ons leef saam met ander mense, hoe ook al vriendekringe ensovoorts, goed wat jy weet, en dan sê hy, maar hoe verstaan julle nie die geestelike konnotasie daarvan nie? OK, ek wil nie baie tyd hier spandeer, ek wil net vir al die bronne probeer deurgee, of die wat ek aan kon dink. 'n vierde een is kennis deur oorlewering. Oorlewering. Nou wat jou vertel word, Psalm 78, wat ons gehoor het en weet, en ons vaders ons vertel het, sodat die volgende geslag dit kan weet. Die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. OK? Wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, deur oorlewering. Baie van ons kennis is dit. En dan die 5de een is kennis deur ervaring. Daar's sekere kennis wat jy net deur die harde skool van ervaring gaan opdoen. Filippense 4:12, ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hê, ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig.
om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Wie het hom onderrig? Paulus het nie in 'n skool agter 'n skoolbank gaan sit en toe sê die professor vir hom, luister, honger ly werk so. Swaar, kom ek leer jou swaar kry, dit werk so. Nee. Paulus het nagte in gevangenisse deurgebring, vasgeketting, geboei, honger. Hy moes vlug vir sy lewe, hy moes 'n mandjie uit 'n stad uit. En dan sê hy sê ek weet hoe om hierdie goed te handle. Ek weet daar's kennis wat net die harde skool van ervaring vir jou bring. Ervaring vir jou bring. Wie sê altyd, ouens het gesê iets van Fort Knox. Julle weet wat Fort Knox is in Amerika, dan sê die ouens it's a school of hard knocks. You must go through the school of hard knocks, né? Jy weet, daar's seker goed wat jy weet deur die harde skool van ervaring, wat geen skoolbank jou kan leer nie, wat geen teksboek jou kan leer nie. Goed wat, en baie keer is God met ons op hierdie pad, wil God ons hierdie goed leer, en dan kom ons met goed soos, dit kan nie die Here wees nie, of God kan nie so wreed wees nie, of dis nie liefde nie. Wat moes Paulus van die Here gesê het? Maar jy sien, hoe hoër jou destiny, hoe harder is die pad wat jy gaan hê om daar te kom. Hoe erger gaan die trials wees, hoe verder God met jou wil gaan. En ouens, as ons 'n end time generation is, dan moet ons weet, God gaan met ons hierdie pad stap, want hy wil ons voorberei. Jy kan nie hier sit en dink, jy gaan 'n free ride to heaven hê nie. You can't go to heaven in a rocking chair, because a rocking chair won't take you there. You can't go to heaven on a roller skate, because you skate right past the pearly gate. Dis wat my pa my altyd geleer het. So, ons moet hierdie goed weet, dit kom deur die harde skool van ervaring. 6de een, kennis deur 'n teken of deur omstandigheidsgetuienis. Kennis deur 'n teken of omstandigheidsgetuienis, wat jou, nog 'n manier wat jou siel kennis opdoen. Psalm 41, hieraan weet ek, dat U welbehae in my het, dat my vyand nie oor my juig nie. So, die sign sê vir my iets, Psalm 109, help my Here my God, verlos my na U goedertierenheid, sodat hulle kan weet, dat dit U hand is. U, o Here, het dit gedoen. Het kom deur omstandigheidsgetuienis, dit kom deur 'n teken. Lukas 1, die engel kom by Sagaria en profeteer oor Johannes wat gebore sal word en so aan. Toe sê Sagaria vir die engel, waaraan sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man en my vrou is op vergevorderde leeftyd. Waaraan sal ek dit weet? En toe gee die engel hom 'n teken, vers 20, jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat die dinge gebeur. Ensovoorts. Johannes 13:35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Solank daar nie volwaardige, wat is die woord wat gebruik, wat so mooi is, nie opofferende liefde nie, onvoorwaardelike liefde. Solank hierdie goed nie in die kerk is nie, sal hulle nooit weet dat ons aan hom behoort nie. Jy kan opskiep en jump soos jy wil, jy kan preek met 'n megafoon op hierdie dak elke Sondag, jy kan doen wat jy wil, jy kan op jou kop staan in die hoofstraat. Jy kan doen net wat jy wil. Hulle sal weet as daar liefde onder die kinders van die Here is. Sal hulle weet, dan sal die kennis na hulle toe kom. Ok, kennis deur lering is 'n ander een. Kennis deur lering, dis nou al punt 7. Ek gaan dit nou klaarmaak, dan kan ons ander keer verder gaan. Nou hierso is 'n klomp goed wat Paulus sê en as dit ware aanneem, asof God dit aanneem. Kom ons begin net hier oor praat. 1 Korintiërs 10 vers 1, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het. Kom ons lees dit weer, ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie. Met ander woorde, ek wil hê dat julle moet weet. Nou wat doen Paulus? Hy vat een massive stuk teaching. As jy 1 Korintiërs 10 gaan lees, vers 1 tot 10 of dan, ons het dit nou die dag gelees. Dis 'n fenominale basis vir die Christelike geloof. Iets wat jy moet weet en ken en verstaan.
En nou sê hy, ek wil nie hê dat julle dit nie moet weet nie. So hy vat hierdie ding en hy sê, ek wil die kennis vir julle gee. Hierdie is 'n basic teaching wat jy moet hê. Efesiërs 5 vers 5, want dit moet julle weet. Nou begin hy weer met so iets. Dat geen oreerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Weereens 'n geweldige basic platform van ons geloof. Jy moet weet, dit gaan nie net oor die idee wat ons het van hoerery en so aan nie. Hierdie gaan oor 'n hele lewensingesteldheid wat hy wil hê ons moet weet. Né? Ons siel moet hierdie goed weet en daarvolgens kan lewe. Ons kan praat van hierdie geestelike aspek. Luister mooi. Ek wil dit amper noem spiritual common sense. Daar's sekere common sense wat ek en jy in die gees moet hê oor geestelike dinge. Nou gaan ek vir u wys die vraag van Paulus. Dit is asof hy reken, maar Pel, jy moes dit geweet het. Jy moes dit geweet het. Maar die rede hoekom ons baie keer nie spiritual common sense het nie, is omdat ons nie die woord van God geleer word nie. En omdat ons nie self in die woord is nie. Ons word goed vertel en ons aanvaar dit en ons maak 'n aanname. Sean het nou die aand baie goed gepraat oor die mense van Berea, né? Twee keer terug of so aan. Wat gaan ondersoek het of die dinge wat Paulus lig sê so is. Hulle het dit gaan ondersoek, diligently, het hulle gaan kyk en gaan vir hulle self uitvind of dit so is wat die ouens vir hulle gepreek het. So daar's spiritual common sense wat ek en jy behoort te hê. Daar's dinge wat die Here aanneem dat ons dit behoort te weet as gevolg van ons pad saam met hom. Dink maar aan die Hebreërs wat sê julle behoort al vanweer die tyd leraars te gewees het, né? Daai tipe aanname. Nou goed, ek wil vir u vinnig net 'n paar van hulle lees. Hulle staan op die bord maar ek wil nie nou, ek sal later keer bietjie hierby tyd spandeer. Luister net gou na hierdie vraag. Luister net gou, jy kan dit kyk daar ook. Dit is daar 'n Amelia. Ja, slide 63. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Nou kom daar 'n sin by. Nou moet ons besef, as hy sê weet julle nie, dan wil God hê ek moet dit weet, my siel moet dit weet, maar my lewe moet dit weerspieël. Dis die kruks van die saak. En ek gaan met die later wys hoeveel honderde goed daar is wat God aanneem dat ons dit moet weet en wat vir ons belangrik is en ons weet dit, maar dit verander ons nie. Dit doen ons nie. Ons is besig om soos 'n double-minded man kerk te speel. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? As die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Vers 3, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Vers 9, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Dis 'n cornerstone van ons geloof waarop jy jou lewe moet berus. 1 Korintiërs 6 vers 15, weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? 16, of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie, want die twee sê hy sal een vlees wees. Vers 19, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle is, wat julle van God het nie, en dat julle nie aan julle self behoort nie. 1 Korintiërs 9:24, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop sodat julle dit seker kan behaal. Jakobus 4:4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Anderswoorde, God vra, luister, weet julle nie hierdie dinge nie? Weet jy nie die dinge nie? Dit behoort jou hele lewe te change. Maar ons weet dit. Ons antwoord gaan nie nee wees nie. Ons antwoord gaan wees, ja Here, ek weet dit. Ok, kyk gou na die volgende stelling. Soos ek sê, ek gaan net gou dit doen, dan is ons klaar. Want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom stel. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak in ewige hemele. Vers 6. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Galasiërs 2, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Ok, Efesiërs 6:8.
omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. As jy daai ding regtig in jou gees geweet het, sal good works will follow you. Hallo? Vers 9, en Here doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Kolossense 3, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis en vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kolossense 4:1, betoon reg en billikheid aan julle diens, omdat julle weet dat julle ook 'n Here in die hemel het. 1 Tessalonisense 4, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou in heiligheid en eer te verkry. Sommige net 'n versie daar tussenin wat baie van ons nie eers weet, dit staan in die Bybel nie. Maar dit vorm die basis van ons huise en ons huwelike. Huh? 1 Tessalonisense 5:2, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. 2, en nou julle weet wat om te hou. Okay, 3 vers 7, want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het nie onordelik onder julle gedra nie. Ons kom terug na hierdie goed. 3 vers 5, 1 Timoteus, maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Kern, basics, dis hoekom die kerk in so 'n toestand is. 2 en 3, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Jakobus 1:3, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. 4 vers 17, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Petrus, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge sal losgekoop is uit julle eie lewenswandel nie. 3 vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeld, omdat julle weet, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Wie van ons bless altyd 'n ou wat ons te nakom? Maar ons weet dit, vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is. Waarvoor? Om te seën, sodat julle seën kan beerwe. Ek soek nie die seën van die wêreld nie, ek soek die seën van die Here wat my ryk maak. Daarom is ek geroep om te bless. Maak nie saak wat wie aan my doen nie. Ons weet dit, né? Kan julle lyk slim. Ons weet hierdie goed. Ok, ek gaan daar stop. Sommige ouens wil dit 11 uur maak vir breakfast. Maar dis die ding van die kennis wat die siel moet hê. And this my soul knows very well. Luister, jy kan die hele Bybel, en 10 daar's baie ouens wat alles weet wat in die Bybel staan. Of jy kan hom nie dink vra en hy weet nie dis daar nie. Jy kry sulke ouens. Maar ons kan al die goed weet. Paulus sê selfs, al weet ons al die geheimenisse, is daar ander kriteria wat God na kyk. En daai goed moet ons gebruik, en die goed wat ons weet, moet ons gebruik om ons siel te leer, om te submit aan die Here. Anders, ouens, jy kan Paulus sê, jy's 'n lydende simbaal, jy's 'n klinkende metaal, jy's niks werd nie. Jy kan so hard skree soos wat jy wil, jy kan so mooi sing soos wat jy wil, jy kan wat ook al doen, dis niks werd nie. Wat ons weet, moet lewenstyl word. Wat ons weet. And this my soul knows very well. Ons probleem is, ons weet die goed, maar ons leef dit nie. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons vanmôre kan stil staan by dinge wat behoort in ons lewe te wees. Dis asof U vir ons die vraag stel en die stellinge maak en sê, maar ouens, dit moet wees hoe julle lewens is. En Vader, ons wil terugkom na die punt toe waar U dit van ons verwag en waar ons lewe U kan behaag. Rig ons so, Here, gee ons 'n vaste gees dat ons nie sal double-minded wees nie.
Gee ons 'n repentant hart, gee ons 'n hart wat U wil volg, Here. Wat U wil doen, wat U wil behaag, sodat ons in al hierdie dinge kan sê, dankie Here, U is met ons besig. U is besig om ons geloof, dit word beproef, sodat U ons met meer en meer en meer kan toevertrou. Let us not be double-minded. Laat ons nie wees soos mense wat hulle self bedrieg, wat in die spieël kyk en omdraai en vergeet hoe hulle gelyk het nie. Maar Here, dat ons hierdie dinge vas in ons hart sal hou, in die naam van Jesus, en ons dankie daarvoor. Amen.